Eendag, lang gelede, baie lang gelede, was daar 'n seevaarder, 'n skattejagter. Sy naam was Oom Jan. Hy het geglo die wêreld is plat. En as jy op die punt van die water gaan jy afval. En net om uit te vind of dit die waarheid is, het hy 'n skip gebou. Dit het hom baie lank gevat om 'n skip te bou. Maar toe hom het, dis hy seile op en die wind waai hom. Hy het uitgevind. Hierdie plat aarde is eintlik nie plat nie. Want hy kon net aan en aangaan. En iewers in die see op pad na die einde toe, kry hy 'n botteltjie wat dryf in die water. En hy het gewonder, hoekom dryf daar 'n botteltjie? Van waar af kom hierdie botteltjie? Is dit 'n skat? Want ek het al die skatte gekry op die platland, van die berge, van die diep klowe. Maar hier dryf 'n bottel op die see. Hierdie bottel is van nou af my skat. Maar toe hy die bottel uit die see uithaal en op sy boot sit, toe sien hy in hierdie groen botteltjie wat gedryf het in die see, wat omtrent so groot is soos 'n groot kookbottel, is 'n papier. En hierdie bottel is toe. Daar's nie eens 'n prop op nie. Hy's net toe. Dis soos 'n bottel wat gemaak is en toegemaak is. Hoe kry hulle hierdie papier? En hy het dadelik geweet, hierdie papier is verskriklik belangrik. Daar's net een manier om die papier te kry. Hy het die bottel gebreek. Tsh! Die papier het op die skip neergeval. Die son het op hom begin skyn. Dadelik het die papier aan die brand geslaan, maar vinnig het hy daarop gekyk. Heel bo het gestaan die klipkatte van Egiptanië. En daar was driehoekhuisies opgeteken. En lappe. En hy het gewonder, wat beteken dit? In die middel van hierdie driehoekhuise, die grootste en van hulle almal, was 'n kruisie. En dis al wat hy gesien het. Toe verdwyn hierdie papier in die as van die son wat hom gebrand het, en hy het gedink, dit was spesiale papier. En hy is die enigste wat die boodskap daarop gesien het, en hy is seker daarvan, die klipkatte moet die grootste skat wees in die wêreld. So Oom Jan het al gehoor van driehoekhuise. Maar hy ken niemand wat daar was nie. Net stories. Hy het na sy kaart toe geloop wat in sy kantoor is, op die agterkant van die skip. Agterhoudeur het hy alleen gegaan. Die kers aangesteek en op na sy kaart gekyk. En daar was nog nie al die kontinente in die wêreld soos ons ken nie, want hulle het nog nie alles ontdek nie. Oom Jan het gekyk en gehoor. Hy het gehoor, hierdie driehoekhuise, het iemand gesê, is suid van sy hoofland. Hy was nie seker waar hy is nie. Julle, vir amper 100 dae was hy nog op die see, sy kos was amper klaar. Toe sien hy 'n voeltjie. 'n Voeltjie kom verby gevlieg met 'n korreltjie sand in sy bek. En hy dink, hoekom het die voeltjie 'n korreltjie sand in sy bek? Hoekom het hierdie wit en grys voeltjie wat hy vlieg met sy geel bekkie sand? Hoekom nie 'n blaartjie nie? En hy onthou, die driehoekhuise is by 'n plek waar daar nie bome groei nie. Daar's net sand. Hy het die voeltjie dopgehou met sy een groot verkyker. Dopgehou en gesien, hierdie voeltjie vlieg suid, en hy het hom gevolg. Agter hom aangegaan, en skielik in die verte sien hy groot woestynberge. En hy het geweet, dit is Egiptanië. Hy het daar aangekom, baie versigtig geloop, want hy onthou die papier was daar lappe, driehoekhuise en klipkatte. Nou is dit lewendige klipkatte, het iemand vir hom gevra. Maar hy het gesê, nee, dit moet skatte wees. Die klipkatte is skatte. Ek dink in hulle oë is diamante. Ek dink dit is iets wat iemand gebou het. Hier in Egiptanië het iemand driehoekhuise gebou, en ons pasop vir daardie mense. Hy het gestap langs die see, en daar ver het hy 'n paar palmbome gesien, met lapmanne. Manne met 'n lywe vol lappe op perde, en hy gedink, wat eet daai manne met die perde? En hulle het nader gekom en geskree, en hy het gedink, hulle skree vir my, hallo. Maar toe vang hulle hom, en 10 van sy manne vat hom weg van die skip af, in die middel van die woestyn, en
gooi hom in 'n gat, in 'n ou, droë put, en toe hy daaronder lê, en vra of iemand net van water het, toe is daar 'n stem in die donkerte hier so langsom, en sê, meneer, jy hoef nie te roep nie, want hulle gaan nie kom nie. En dadelik het Jan vir hom gekyk en sê, wat? Hier is iemand hier. Hulle het my manne geskei, hoe kom ek hier uit? Meneer, jy kan nie. Hy sê, maar ek wil uitkom, ek het 'n skat om te gaan vind. En die stem sê vir hom, o meneer, jy is ook seker op soek na die klipkatte van Egiptanië. Ja, hoe het jy geweet? Hulle almal kom hierheen, en nog niemand het dit gekry nie. En skielik stap die man met wie hy praat in die lig van die volmaan wat afskyn in die gat, en hy kon sien, hier is 'n baie ou man. Hy het een klap oor sy oog. Iets wat sy oog toe hou. Wat beteken? Sy oog is nie meer daar nie. Hy het nie een van sy bene nie. Daar is net 'n stuk kierie wat vas is, en hy dink, wat? Was hierdie ou seerower? Ek het gelees van ouens soos julle seerowers. Hy sê, wel meneer, ek was dalk 'n seerower, maar ek is in hierdie gat gehou vir super lank al. Ek het ook kom soek na die klipkatte van Egiptanië. En ek is die enigste een van my hele skip wat oor is. Sê oom Jan, ja, ek het gesien daar buite is 'n skip met niemand op nie. Maar raai wat? Ons gaan vanaand hier uitkom. Hulle het hulle hemde uitgetrek. Die lappies in dun lappies geskeur, en mekaar vasgeknoop. Raai wat? Een se skoen daarin vasgemaak, en daar heel bo oor die rand gegooi. En toe hom oor die rand van hierdie waterput gooi, toe hak hy vas aan iets en hulle trek. Toe hak hulle 'n hak met 'n tou aan. Hulle die hak laat val tot onder, en oom Jan sien hy kan met hierdie tou opklim tot heel bo. Dit was aand en almal het geslaap. Daar was 'n paar manne by die vuur besig om te lag. Ha, 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 ha. Maar hy het hierdie vreemdeling onder in die put ook uitgetrek met die tou. Siekies het hulle weggesleep. Oom Jan kon 3 van sy manne kon hy kry. Hulle was vasgemaak daar, aan die een kant teen 'n paal. Saam met sy 3 manne is oom Jan en hierdie vreemdeling weg. Hulle het 'n perd losgemaak en rustig gevat. Die vreemdeling het gesê, ek het daar die driehoekhuise gesien. Dit lê in die rigting waartoe die maan gaan as hy afgaan, en in die sand in verdwyn. Hulle het die maan gevolg die hele nag lank. Volgende môre toe die maan agter die sand wegsak, toe sien hulle 3 driehoekhuise. En die vreemdeling sê, in die middelste een. Maar toe hulle nader stap, toe hoor hulle skielik geweerskote agter hulle, en perde kom aan en manne skree, jee! En toe weet hulle gaan weer gevang word, maar oom Jan het besluit nie vandag nie. Hy het die vreemdeling oor sy skouer getel. Hy en sy 3 manne het en saam met die vreemdeling gehardloop, reg in die opening van die driehoekhuis. En gedink die manne gaan hulle injaag binnekant toe, maar hulle het nie. Hulle het buitekant gestaan. Iewers in die muur het hulle 'n fakkel gekry. Oom Jan het 2 vuurklippe gevat wat in sy broeksak was, en as hulle kap teen mekaar, skiet daar 'n vonk aan die brand gesteek. En raai wat? Hulle het dieper en dieper in 'n gang in afgestap. En hulle het 'n windjie gevoel waai en geweet, iewers hierso is 'n opening. In die donkerte geluister, maar niks gehoor nie. In die volgende storie sal ons hoor of hulle die klipkatte kry van Egiptanië. Van alles wat hulle in hierdie gange kry van die driehoekhuise.